Goeiedag en baie welkom almal. Vandag kyk ons na Parasha 34 met die naam Bamidbar, wat beteken in die woestyn. Met hierdie parasha begin ons nou met die boek van Numeri. Hierdie parasha fokus op goddelike orde en Israel se reis en identiteit in die woestyn. Dis interessant dat Israel se reis nie begin het in 'n paleis nie, maar in die woestyn. Die woestyn was nie net 'n plek van toetsing nie, maar ook voorbereiding. Dis waar Abba Vader sy volk gevorm het vir dit wat voorlê. So Michelle, kan jy ons dalk so 'n bietjie meer vertel van die woord Bamidbar? Die Hebreëse woord Bamidbar beteken in die woestyn, maar dit kom van die wortelwoord debar, wat beteken om te spreek. So die woestyn was eintlik die plek waar Abba Vader met sy mense gepraat het. En soms werk hy nog steeds so met ons elkeen. Ja, in moeilike seisoene hoor ons dikwels sy stem die duidelikste. Israel moes in hierdie plek van droogte en swaar kry leer om daagliks afhanklik van Abba te leef. Die hoofstuk begin met die woorde: Die Here het met Moses gespreek in die tent van samekoms. En Abba gee dan vir Moses 'n opdrag om Israel te tel. Dit klink soos iets soos 'n sensus, maar dit was baie meer as net getalle wat bymekaar gesit word. Elke stam moes sy plek en identiteit ken. Elkeen het 'n rol gehad, want Abba werk met orde, voorbereiding en doelgerigtheid. So eintlik sien ons in Numeri 1, gaan dit meer as net 'n sensus. Dit gaan oor identiteit, voorbereiding, roeping, heiligheid en getrouheid. Selfs in die woestyn het Abba hulle nie vergeet nie. Hy was in hulle midde. Dis 'n goeie herinnering vir ons wagtydperke. Abba vorm ons in die woestyn. Hy is besig om ons voor te berei in die woestyn. Die woestyn is nie die einde van jou storie nie. Dit is juis daar waar Abba jou voorberei vir die belofte wat voorlê. So Michelle, het jy opgelet in Numeri 2 dat die kamp, soos wat hulle gekamp het, in die vorm van 'n kruis was? Nee, ek het nog nie. Wat bedoel jy daarmee? Toe Israel rondom die tabernakel kamp opgeslaan het die uitleg moontlik soos 'n kruis gelyk met die tabernakel as die middelpunt. So as jy na die stam se getalle gaan kyk en dit optel, dan is die uitleg soos die van 'n kruis. So sal jy sien bo, noord, oos, suid en wes, as jy die getalle gaan uitplot, gaan jy sien dit kom alles by die prent van 'n kruis uit. Dis ongelooflik hoe die fokus altyd op Abba se teenwoordigheid is en hoe dit vooruitwys na Yeshua as die middelpunt van sy volk. Hulle praat hier ook van die Kehatite. Die Kehatite wat getel moes word is die afstammelinge van Kehat, een van Levi se seuns, tussen die ouderdomme van 30 en 50 jaar. Hulle het 'n baie spesiale taak ontvang. Hulle moes die heilige voorwerpe dra en oppas. Hulle was die menslike draers van Abba se aardse troon. Hulle het dalk nie die glansryke werk van die priesters gehad nie, maar hulle het die hart van die heiligdom gedra. Kyk gou na hierdie mooi prentjie wat die Kehatite skep van Yeshua. Abba gee opdrag dat die Kehatite die heilige voorwerpe moet dra met houtdraapale, sodat hulle nie in direkte kontak met die voorwerpe kom nie. Die Kehatite moes die heilige gewig op hierdie houtpale dra. En net so het Yeshua die gewig van die wêreld se sondes op die houtkruis vir my en jou gedra. Shudelin, die mees heiligste persoon, was deur die hout van die kruis gedra. Presies, en net so het Yeshua ook die tabernakel van Abba Vader geword onder die mense. Soos die Kehatite geroep is om die heilige dinge te dra, word ons ook vandag geroep. Ons moet vandag Abba se teenwoordigheid in hierdie wêreld indra. So Michelle, wat dink jy kan ons wegneem uit hierdie week se parasha uit? Ons sien dat jou werk heilig word as jy dit doen met die ontsag wat die Kehatite gehad het. Ware koninkryksdiens gebeur dikwels in die bedekte areas waar net Abba Vader kyk. Ek dink ons kan ook sien dat groei in seisoene gebeur, daarom hoef ons nie alles te probeer forceer in ons tydlyn nie. Onthou, ons werk binne Abba Vader se tydlyn. Dit wys vir ons dat ons as 'n liggaam van Yeshua elkeen 'n spesifieke rol het. Niemand het sommer net hulle eie ding gedoen nie. En net so moet ons funksioneer onder die leiding van ons hoofpriester Yeshua.
Dylan, dit was so lekker om na hierdie jong volwassenes gedeelte te kyk. Ek wil elkeen uitnooi om uit te kyk na ons toekomstige video's. Shalom.